Kinders van die wêreld, boek 8, die verhale van Suid-Afrika, Japie Greiling. Nadat goud in Transvaal ontdek was, het daar aan mekaar moeilikheid tussen hom en Engeland gekom, totdat 'n oorlog in 1899 uitgebreek het. In daardie oorlog het hierdie gebeurtenis plaasgevind. Op die plaas van die Greilings het net Japie en sy ma en susters agtergebly, toe sy pa moes gaan veg. Japie werk so hard soos hy kan, maar altyd dink hy aan sy pa en al die ander vegters wat probeer om die vyand uit die land te kry. Ai, as hy tog net 16 was, kon hy ook gaan help, maar nou is hy maar 11 en sy pa wil nie hoor van gaan veg nie. So af en toe trek die boere daar verby. Dan moet almal wag staan om te kyk of die Engelse nie miskien kom nie, en so lank maak sy ma gou kos en kry die perde voer. Gister was dit weer so. Dit was sommer 'n hele komando boere. Japie het net sy hande vol gehad om almal weg te help. Sy pa was ook by die komando, so tussen al die gewerfskaf deur kon hy darm ook hoor wat sy pa alles te vertel het. En toe die komando wegtrek, hoor hy eers die beste nuus. Sy pa en nog 2 ooms gaan die aand en die nag daar bly. Wonderlik! Maar ai, die angs dat die Engelse miskien op hulle kan afkom en sy pa vang, daar was nie aan slaap te dink nie. Hy verbeel hom al hy hoor perdepoorte, en wanneer hy so in die donkerte inkyk, is dit kompleet of die vyand hier voor hom uitpeel. Lank voor dag is hy op om koffie te maak en boei aan te sê om die perde op te saal. As pa hulle tog maar liewer wil ry, sê nou maar, en net toe bars Boy by die agterdeur in. Bassie, die Engelse, hulle kom al by die drif op. Dit was genoeg, en sy pa en die ander het klaar gehoor. Toe hy weer sien, jaag die 3 die werf uit. Net, toe kom die voorpunt van die Engelse om die draai. 20 man sterk, en hulle jaag. Maar wat, sy pa en die ander 2 is die eerste bult oor. Wag, hy sal gou in 'n boom klim en kyk wat gebeur. Nee, wat, hulle kan maar vergeet om daar die 3 te vang. Hulle is los voor. Hy sien hoe die trop op die bult stil hou. En toe sien hy hulle omdraai. Blaas toe. Hulle dink seker hier kruip nog boere weg. Hy sal maar op die werf doenig bly. Hier kom hulle ook al aan. Hy stap nader. Die offisier wil weet wie hy is. My naam is Japie Greiling. Die boere wat vanmôre hier van die plaas af is, waarheen is hulle? Wil hy verder weet. Na die komando, antwoord Japie. Ja, dit weet ek, maar waar is die komando? Kom dit kwaai van die offisier. Japie kyk daar ver oor die bulte. Nee meneer, dit mag ek nie sê nie. O so, jy dink dit sal jou help, nee? Praat gou of ek laat skiet. Japie kan nie glo wat hy hoor nie. Nou kyk hy die offisier reg in die oë. Ek sal nie vertel nie. Kyk Karel, ek kan nie die hele môre hier met jou staan en woorde ruil nie. As jy nie nou op die daad vertel nie, sit ek jou teen daardie muur en ek laat jou skiet. Dood skiet, verstaan jy? Japie se hart klop in sy keel. Sy knieë word lam. Die koue strale skiet langs sy arms op. Maar bang is hy nie. Hy sal die offisier wys dat 'n boerseun nie bang is nie. Skiet my liewers dood, is al wat hy kan sê. In die huis hoor sy ma en sy susters elke woord. Hulle is te verskrik om te roer.
Die ou huisbediende kom uitgehardloop en sy huil en soebat en smeek. Maar die offisier gaan net sy gang. Hy gryp die seun aan sy arm en druk hom teen die muur. 6 soldate gaan staan eenkant reg. Kom nou seun, vertel net gou vir my, waar is die boerekommando? Dan is jy vry. Japie kyk op en vas in die lope van 6 gewere wat op hom gemik is. Hy weet wat kom. Hy weet goed. Hy haal diep asem en druk sy naels in sy hande vas. Hy kan nie praat nie, kan net sy kop skud. Laai die gewere. Hy hoor hoe die slotte klap. Staan klaar. 6 gewere word gelig. Hulle lê aan. Japie se mond is kurkdroog. Hy haal nie asem nie. Hy kan nie 'n vinger verroer nie. Net kyk. Aan mekaar net kyk. Vas in die lope van die gewere hier voor hom. Die offisier stap vorentoe. Dis die laaste maal dat ek jou vra, waar is die boere? Nog bly die seun stil. En toe met eens ruk hy hom regop. Sy gesig straal, sy oë fonkel en hy skree dit uit. Ek sal nie sê nie. Dis doodstil. Wanneer kom dit dan? Die 6 ghouls. Hoe lank nog? Nou sal hulle skiet. Maar nee, die gewere sak en 'n man stap vorentoe. Hy neem Japie se hand. Jy is my vyand, maar jy is 'n held. Ek hoop ek sal jou eendag weer ontmoet. En voor iemand iets kon sê, spring die Engelse op hulle perde en ry weg. Voor die muur sak 'n kind neer op die grond. Die offisier wat die dag daar met Japie Greyling gepraat het, was kaptein James Seeley. 30 jaar later, toe hy generaal Seeley was, het hy in sy herinnering van die oorlog geskryf. Nooit sal ek die uitdrukking op die gesig van daardie boerseun vergeet, toe hy sy kop oplig en met fonkelende oë sê, ek sal nie sê nie. 'n Paar jaar nadat hy dit geskryf het, het hy Lord Mottistone geword. Toe het hy na Suid-Afrika teruggekom en hier geprobeer om Japie Greyling op te soek.